Kom ons sluit die oë. Vader, ek bid vanoggend, Here, dat U in ons harte sal kom werk. Here, dat die woord wat vanoggend uitgaan, Here, dat U dit sal kom wakker maak in ons harte in. Here, dat ons harte ontvanklik sal wees. Here, dat ons ore sal oop wees. En Here, dat U sal werk. Dankie Vader, in Jesus naam. Amen. Ek wil gou vir ons lees in Matteus 3. Johannes die Doper. In daardie dae het Johannes die Doper opgetree en in die woestyn van Judea gepreek en gesê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Want dit is hy van wie deur die profeet Jesaja gespreek is, toe hy gesê het, die stem van een wat roep in die woestyn, berei die weg van die Here, maak sy paaie reguit. En hy, Johannes, het 'n kleed gedra van kameelhare en 'n leergord om sy heupe, en sy voedsel was sprinkane en wilde heuning. En Jerusalem en die hele Judea en die hele omtrek van die Jordaan het uitgegaan na hom toe, en hulle is deur hom in die Jordaan gedoop met belydenis van hulle sondes. Maar toe hy baie van die Fariseërs en Sadduseërs na sy doop sien kom, sê hy vir hulle, addergeslag, wie het julle aangewys om te vlug vir die toring wat aankom is? Dra dan vrugte wat by die bekering pas, en moenie dink om by julleself te sê, ons het Abraham as vader nie, want ek sê vir julle dat God mag het om uit hierdie klippe kinders vir Abraham op te wek. Maar die byl lê ook al teen die wortel van die bome. Elke boom wat geen goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Ek doop julle wel met water tot bekering, maar hy wat na my kom, is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Sy skop is in sy hand, en hy sal sy dorsvloer deur en deur skoon maak, en sy koring in die skuur saambring, maar die kaf sal hy met onuitblusselike vuur verbrand. En ons hoof tema vanoggend, die vers wat die Here op my hart gelê het, is Matteus 3 vers 1 en 2. Wat sê, in daardie dae het Johannes die Doper opgetree en in die woestyn van Judea gepreek en gesê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Ons lees ook in Matteus 4 vers 17, van toe af het Jesus begin om te preek en te sê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Johannes het dit gepreek, Jesus het dit gepreek, die apostels het dit gepreek, en ons hoor dit nog vandag, want God se woord bly dieselfde, dit verander nooit nie. Van watter koninkryk word hier gepraat? Ons lees in Daniël, vandag gaan ek vir julle baie skrif gee, so wees geduldig, want die woord van God is soos 'n tweesnydende swaard, mag hy vandag sny, waar hy moet sny. Daniël 2 vers 44, maar in die dae van die konings sal die God van die hemel 'n koninkryk verwek, wat in ewigheid nie vernietig sal word nie, en die heerskappy daarvan sal aan geen ander volk oorgelaat word nie. Dit sal al daardie koninkryke verbrysel en daar 'n einde aan maak, maar self sal dit vir ewig bly staan. Hebreërs 12 vers 28. Daarom, omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang,
Ons het dit ontvang reeds. Laat ons dankbaar wees en so ook God welbehaaglik dien met eerbied en vrees. Hebreërs 1 vers 8 tot 12. Maar van die Seun, U troon, o God, is tot in alle ewigheid. Die scepter van U koninkryk is 'n regverdige scepter. U het geregtigheid liefgehad en ongeregtigheid gehaat. Daarom het, o God, U gesalf met vreugdeolie bo U metgeselle. En U, o Here, het in die begin die aarde gegrondves en die hemele is werke van U hande. Hulle sal vergaan, maar U bly. En hulle sal almal soos 'n kleed versluit en soos 'n mantel sal U hulle toerol en hulle sal verander word, maar U is dieselfde en U jare het geen einde nie. Psalm 145 vers 13, U koninkryk is 'n koninkryk van alle eeue en U heerskappy duur deur al die geslagte. Ons lees hier van 'n ewige, onwankelbare koninkryk wat nooit sal vergaan nie. Toe Jesus in Jerusalem ingery het op die esel se rug, toe het almal gedink hy kom om koning te wees van 'n aardse koninkryk. Hulle het gedink hy gaan koning wees en hy gaan regeer. Hy gaan hulle verlos van die Romeinse druk. Maar dit is nie waarvoor Jesus gekom het nie. Sy koninkryk is nie van hier nie. God se koninkryk is geestelik en nie van hierdie wêreld nie. Die Onse Vader gebed leer ons, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Die Here leer dit vir ons, dat sy koninkryk is nie van hier nie. Johannes 18 vers 36, my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie, antwoord Jesus. As my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my onderdane geveg het, sodat ek nie aan die Jode uitgelewer sou word nie. Maar nou is my koninkryk nie van hier nie. 1 Korintiërs 15 vers 50, wat ek bedoel, broers, is dit, vlees en bloed kan nie aan die koninkryk van God deel kry nie. Jy kan nie met vlees en bloed aan die koninkryk van God behoort nie. Die verganklike kan nie aan die onverganklike deel kry nie. Jy kan nie. God se koninkryk is nie 'n plek nie. As jy gedink het God se koninkryk is 'n plek, hulle het ook so gedink in daai tyd. Dit is nie. Dis 'n lewenstyl. Dis jou lewenstyl. Lukas 17 vers 21, en hulle sal nie sê, kyk hier, of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle. Dis waar God se koninkryk is. Jy kan dit nie sien nie, maar ons ervaar dit in ons lewens in. As kinders van God het ons sy koninkryk in ons. Dit is 'n koninkryk wat ons moet uitleef. 'n lewenstyl. Ons handel en wandel moet getuig van hierdie koninkryk. As jy praat, moet dit getuig. As jy doen, moet dit getuig. Jy kan nie met 2 voete staan nie. Dan gaan jy skade doen aan die koninkryk van God. Jou handel en jou wandel moet dieselfde wees. Ons moet getuig van hierdie koninkryk. Ons kan nie stil bly nie. Die disippels was in die tronk gegooi, hulle was geslaan. Die skrifgeleerders het vir hulle gesê, julle mag nie weer in Jesus se naam preek nie. Hulle kon nie stil bly nie. Hulle het uitgegaan en hulle die evangelie gaan verkondig.
Dit is die besnydenis van ons hart. Dit is op die kliptafels van ons harte geskryf. Dit is God wat in ons woon deur sy Gees. God se koninkryk is nie 'n gebou nie. As hierdie gebou weg is, as hy nie meer bestaan nie, dan bestaan God se koninkryk nog steeds. Dit gaan aan. Ons het net nou gelees, dit is 'n ewige koninkryk. Dit kan nie vernietig word nie. Hierdie is net 'n gebou. God se koninkryk gaan aan, al word alles op hierdie aarde vernietig. En dit gaan. God gaan alles vernietig. Ons gaan 'n nuwe hemel en ons gaan 'n nuwe aarde hê. Ons lees dit in Openbaring. Al hierdie dinge gaan vergaan. Maar God se koninkryk gaan bly staan. Sy koninkryk is onvernietigbaar. Dis 'n geestelike koninkryk. Selfs die Satan en sy leermag kan dit nie vernietig nie. Hy kan nie. Hy sal alles in sy vermoë doen om die skepsel van God te vernietig, maar hy kan nie God se koninkryk vernietig nie. Hy kan nie. En daarom is dit in Efesiërs 6, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar in die Gees. Jy kan nie nou 'n geweergeveg gaan met 'n mes nie. Jy gaan verloor. Net so, jy kan nie met vlees en bloed na 'n geestelike oorlog toe gaan nie. Jy gaan verloor. Ons moet ons wapenrusting opneem. Ons moet veg in die Gees. Pastoor Jaco het baie gepraat in die laaste tyd van autoriteit. Ons moet ons autoriteit opneem. Julle, dis 'n krisistyd in die Gees. Nou. Dit was nog altyd, maar nou, dis 'n krisistyd in die Gees. Ons moet veg in die Gees, want ons moet staande bly. Wat is God se koninkryk? Romeine 14 vers 17, want die koninkryk van God is nie spys en drank nie. Dis nie om ons liggame te voed nie. Ja, die Here voorsien vir ons liggame, maar dis nie om ons liggame te voed nie. Dis om ons gees te voed. Maar geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees. Ongeag ons omstandighede. Ongeag wat in die wêreld aangaan. Ongeag wat in Suid-Afrika aangaan. Ongeag wat in jou huis aangaan. Ongeag wat in jou lewe aangaan. Vrede, blydskap, geregtigheid in die Heilige Gees. Want hoekom? Want die Gees van God woon in ons. Sy koninkryk is in ons. Ons is meer as oorwinnaars. Ons lees weer eens hier dat God se koninkryk nie wêrelds is nie, maar geestelik. Geregtigheid, vrede, blydskap in die Heilige Gees. Dit is geestelike eienskappe van 'n geestelike koninkryk. Ons moet reg staan voor God. Right standing. Julle, dit is belangrik. Right standing. Ons lewe moet in lyn kom met God se wil en met God se woord. Klaar, punt. Dit moet ons leefwyse word. Ons lewe moet getuig van Jesus Christus en sy koninkryk. Matteus 5 vers 3, geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Is jy vanoggend afhanklik van God, of is jy nie? Maak jy staat op jou eie insigte? Jakobus 2 vers 5, luister my liewe broers, kies God nie juist die uit, wat in die oë van die wêreld arm is, om ryk te wees in die geloof, nie in wêreldse dinge nie, in die geloof, en om die koninkryk in besit te neem, wat hy beloof het aan die wat hom
lief het. Dis geestelike dinge hierdie. Lukas 6 vers 20, geseënd is julle wat arm is. Dis arm in gees, nie arm in vlees nie. Want aan julle behoort die koninkryk van God. Gaan lees 'n bietjie Matteus, gaan lees die bergpredikasies wat Jesus geleer het vir sy disippels. Matteus 5 vers 10, geseënd is die wat vervolg word, omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Matteus 18 vers 3, dit verseker ek julle, as julle nie verander en soos kindertjies word nie, sal julle beslis nie in die koninkryk van die hemel kom nie. Jy kan nie met jou alwetendheid in die koninkryk kom nie. Jy kan nie met jou hoogmoed in die koninkryk kom nie. Jy kan nie met jou eie ek in die koninkryk kom nie. Gaan kyk hoe is 'n kind. Geloof van 'n kind gaan jou in die hemel bring. Geloof soos 'n kind. Hulle is so onskuldig. Hulle gryp dit aan wat jy vir hulle leer. Hulle leer by hulle ouers. Ons leer uit God se woord uit, want hy is ons Vader. Ons moet soos kinders word, dan gaan ons die koninkryk van die hemel ingaan. Matteus 25 vers 34 en 35, dan sal die koning vir die aan sy regterkant sê, kom julle wat deur my Vader geseën is, want ons is geseëndes van God. As jy nie vanoggend weet jy is 'n geseënde nie, dan wil ek vir jou sê, as jy kind van God is jy geseënd. Want die woord leer ons dit, deur Jesus Christus is ons geseënd. En ons het al die skatte in die hemel wat daar is, deur Jesus Christus. Jy's 'n geseënde van God. Die koninkryk is van die skepping van die wêreld af vir julle voorberei. Dis vir ons voorberei. Neem dit as erfenis in besit, want ek was honger en julle het my iets gegee om te eet. Ek was dors en julle het my iets gegee om te drink. Ek was 'n vreemdeling en julle het my gehuisves. Ek was sonder klere en julle het vir my klere gegee. Siek en julle het my verpleeg. In die tronk en julle het my besoek. Die Bybel sê, soveel meer as wat jy dit aan hierdie doen, doen jy dit aan my. Matteus 7 vers 21 tot 26, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Maar net hy wat die wil doen van my Vader, wat in die hemel is. Baie sal daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons dan nie in u naam gepreek nie, deur u naam bose geeste uitgedryf, en deur u naam baie wonders gedoen nie. Ek kan vanoggend hier staan en ek kan preek, en ek kan baie goed doen, maar as ek nie die koninkryk van God in my het nie, as ek nie die gees van God in my het nie, as ek nie wedergebore is nie, as ek nie verhouding met God het nie, beteken dit niks. Hoor wat sê Jesus, dan sal ek openlik vir julle sê, of vir hulle sê, ek het jou nooit geken nie, gaan weg van my af, julle wat die wet van God oortree. Julle, dis harde woord. Hierdie eienskappe van 'n geestelike koninkryk klink nie naaste by soos 'n wêreldse koninkryk nie. Nie naaste by nie. As ons kyk na die wêreldse koninkryke, kan dit nie vergelyk word met hierdie koninkryk nie. Wat ontvang ons as koninkryksburgers? Want dit is wat ons is. Ons is burgers in die koninkryk van God. Erflating saam met Christus. Jakobus 2 vers 5, ek gaan nou nie dit lees nie, julle kan dit gaan lees. Autoriteit oor boosheid. Het jy geweet dat jy autoriteit het oor die bose? Het jy autoriteit al opgeneem? Daar's mense wat sê, ons het nie autoriteit oor die bose nie. Gaan lees Lukas 10. Die Here het ons mag gegee om op slange en skorpioene te trap. Waar is jou stryd? Is in die gees. Wat is Satan?
Hy is in die gees. Sy demone is in die gees. Waar is jou geveg? In die gees. Ons het autoriteit. Matteus 12 vers 28. Matteus 16 vers 19. 'n Koninkryk wat nie geskit kan word nie. Dis 'n koninkryk wat onwankelbaar is. Ons het net nou gesê, dit kan nie vernietig word nie. Hebreërs 12 vers 28. Ons het dit gelees ook. Verstaan die geheimenisse van God. Dis great. Want as jy nie God het nie, is jou verstand gesluit. Hy gaan nie vir jou sy koninkryk openbaar nie. Want jy is nie sy kind nie. Hoekom gaan die Vader aan jou iets gee, as jy nie sy kind is nie? Ek gaan nie net som aan 'n vreemde kind my intimiteit gee nie. En net so by die Vader. As jy nie sy kind is nie, gaan hy nie sy woord aan jou openbaar nie. Die geheimenisse van God word aan sy kinders geopenbaar. Hoe ontvang ek die koninkryk? Johannes 3 vers 3, daarop sê Jesus vir hom, dit verseker ek jou, as iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Hy praat met Nikodemus, en Nikodemus is 'n skrifgeleerde, né? Hy's geleerd in die Ou Testament. Hy ken alles van die Ou Testament. Maar hy weet nie van wedergeboorte nie. As jy nie geestelik wedergebore word nie, is jy blind vir die koninkryk van God. Jy verstaan dit glad nie. Want wat uit die vlees gebore is vlees. En wat uit die gees gebore is gees. Dit is hoekom die mense wat in die wêreld is, wat Jesus nog nie aangeneem het nie, verstaan nie as jy met hulle praat oor Jesus se dinge nie. Hulle verstaan dit nie, want dit is nog nie vir hulle oopgemaak nie. Maar elke een van ons kry 'n kans om Jesus aan te neem. Dis jou keuse. Ons ontvang die koninkryk van God deur wedergeboorte in Jesus Christus, alleen deur Jesus. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Punt. Jy kan nie op 'n ander manier ingaan nie. Dan gaan die Bybel sê dan gaan jy soos 'n dief in. Jy gaan nie inkom nie. Glad nie. Alleen deur Jesus kan ons die koninkryk van God beerwe en is ons burgers van sy koninkryk. Dit is 'n ewige erflating. Wat het ons net nou gesê? Ons het 'n erfenis in die koninkryk van God. Wat ons ontvang uit genade deur God. Julle God se genade is diep. God se genade is diep. Efesiërs 2 vers 8 tot 9. Want uit genade is julle gered deur die geloof en dit nie uit julleself nie. Dit is die gawe van God. Jy kan dit nie verdien nie. Nie uit werke nie, sodat niemand mag roem nie. Want as dit uit onsself uit was, het ons al die eer gevat. En God niks gegee nie. Al die eer kom God toe. Johannes 1 vers 12, maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. En hier kom die geloof soos 'n kind in. Want jy kan dit nie sien nie. Dis 'n hartsbesnydenis. Dis die Gees wat in jou kom werk. Dis die Gees wat jou met koorde van liefde na Jesus toe trek. Sodat jy sy kind kan word, sodat jy in die koninkryk kan inkom. Heilige geweld. Is al geweld in die Bybel? 'n Heilige geweld. Huh? Wat beteken dit? Matteus 11 vers 12. Maar van die dae van Johannes die Doper af tot nou toe, word die koninkryk van die hemele bestorm, en bestormers gryp dit met geweld. Is jy gewelddadig in die gees om die koninkryk van God aan te gryp? Bestorm jy sy koninkryk? Bestorm jy dit wat die Here vir jou gee?
deur sy seun Jesus Christus. Vat jy dit met geweld, want ons het dit nog nodig. Ons het dit nodig. Ons het nodig om die koninkryk van die hemele met 'n heilige geweld te bestorm en aan te gryp. Ons moet alles in ons vermoë doen om die evangelie deel te maak van ons lewe. Wat is die evangelie? Jesus Christus. Jesus Christus. Dit moet 'n brandende vuur in jou wees. Dit moet brand in jou om Jesus joune te maak. Want hy het reeds alles gedoen aan die kruis vir ons. Hy het alles verkoop. Ekskuus, skep ek hierdie vers. Matteus 13 vers 45 en 46. Verder is die koninkryk van die hemele soos 'n koopman wat mooi parels soek en toe hy een baie kosbare parel kry, gaan hy weg en verkoop alles wat hy het en koop dit. Hy het alles verkoop om hierdie kosbare parel te kon koop. Wat sal jy alles verkoop om iets te koop wat kosbaar is? Wat gaan jy opgee wat nog wêreld is in jou om die kosbare parel van die koninkryk van God aan te gryp met geweld? Want ek sê weer, alles op hierdie aarde gaan vergaan. Jy gaan niks hê nie. Niks. Alles gaan vernietig word. Wat gaan jy dan hê? As jy nie Jesus het nie, wat gaan jy dan hê? Geen aardse skat kan vergelyk word met die hemelse skatte nie. Daar is 'n liedjie wat ons sing, Take the world and give me Jesus. Kan jy dit sê vanoggend? Kan jy vanoggend sê, take the world, give me Jesus? Want jy gaan 'n prys betaal. Jy gaan definitief 'n prys betaal. Ek wil vir jou sê, dis die moeite werd. Dis die moeite werd. Ek sluit af. Vandag het die koninkryk van die hemele baie naby aan ons almal gekom. Besef julle dit? Die woord van God het baie naby aan ons gekom vandag. Dit is hier in ons midde. Want die Gees van God is welkom hier. Die Gees van God is welkom hier. Want hy is in ons. As jy kind van God is hy in jou in. Nie een van ons het 'n verskoning om te sê, ek het nie geweet nie, of ek het nie gehoor nie. Want vandag het jy gehoor. Johannes het gesê en Jesus het gesê, bekeer julle. Bekeer julle. Daar's 'n dringendheid in vandag se woord. Vandag is Vadersdag, ek het gedink, nee, ek gaan 'n bietjie oor die pappas praat. Die Here het gesê, nee, jy gaan oor my koninkryk praat vandag. Want die mense het nodig om te hoor wat my koninkryk is. Ons kan dit nie ignoreer nie. Die tyd word min. Gryp die evangelie aan. Gryp Jesus Christus aan. Julle, die tyd raak min. Die Bybel sê, koop die tyd uit want die dae word boos. Julle, dit word nie makliker nie. Die dae word nie makliker nie. Is daar gemengde saad in jou in? Want gemengde saad beteken dat jy saad van God in jou het, maar dat jy ook saad van die wêreld in jou het. En ons moet ontslaa raak van die wêreldse saad. Ons kan nie gemengde saad in ons hê nie. God is 'n heilige God. God wil daardie saad van die wêreld wil hy uit ons uit hê. En dit is hoekom sy woord sê, bekeer julle. Want die koninkryk van die hemel het vandag naby aan julle gekom. Dit het naby aan my gekom vandag. Vandat die Here begin het met hierdie woord met my,
het dit al hoe nader aan my gekom. En daar is dinge wat ek nog moet regmaak. Want ek het 'n sondige natuur in my. Ek het nog nie gearriveer nie. Maar wat maak ek met dit? Gee ek dit vir die Here? Bely ek dit? Bekeer ek my van dit? Want die woord sê, laat staan die sonde. Draai weg van dit af. Bekeer julle. Julle, ons kan nie met sonde speel nie. Dit gaan jou ewigheid steel. Ons kan nie met sonde speel nie. Maak klaar met dit. God se woord is vanoggend dringend vir ons. Maak klaar. Kom ons sluit die oë. Vader, dankie vir vanoggend se woord. Here, dankie dat U besig is om met ons te praat deur U woord. Here, U woord is kosbaar. Here, U woord is 'n lig, 'n lamp vir ons voete en 'n lig vir ons pad. Here, sonder dit is ons in duisternis. Here, ons sien nie U koninkryk nie. As ons in duisternis wandel, Here, is daar geen lig nie. Maar Here Jesus, as U in ons is, dan is U lig in ons en U lig skyn helder. U woord sê dat dit verdryf die duisternis. Vader, ek bid dat U Gees ons sal kom lei in U woord wat ons vandag gehoor het. Here, dat ons ore nie sal toe wees nie, dat ons harte nie hard sal wees nie, maar Here, dat ons vanoggend sal luister en dat ons gehoorsaam sal wees. Here, aan U kom toe al die lof en al die eer in Jesus naam. Amen.